gebore, dit is dan 22 April 2026, lesing 130 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons gaan voor nou na Raphael vir Sabbat se lesing opgehou het en vir ons baie mooi riglyne gegee het. Hoe ons die ewige beloftes kan kry, hoe jy as 'n uitgestuurde van Vader, hoe jy moet optree wanneer jy by mense kom, dan sê hulle, nee, maar ek glo in Jesus of ek glo in Yeshua, ek doen alles, maar hier is nie die tekens wat beloof is daar nie by ons nie. Ons kan nie mense gesond bid nie, ons kan nie mag kry oor die duiwels nie, en allerhande ander dinge, ons kry swaar, alles val net plat, alles wat ons doen loop op iets negatiefs uit. En dan sê Raphael, moet jy die leer van die liefde bybring, en die Vader sal in jou hart, sal hy praat en hy sal sê, dit is wat jy vir hulle moet sê, om die volle beloftes te kry. Maar ek dink as ons nog aan Sabbatdag se lesing dink, dan onthou ons, daar was 3 eienskappe, dit is die nederigheid van die mens, die sagmoedigheid teenoor ander mense, en die geduld met ander mense. Dit bepaal of jou liefde 'n goddelike liefde is. En as jy dit net doen vir die beloftes. Ok, ek gaan nou hierdie evangelie van julle nou probeer, want ek wil ook daai gawes hê. Dan is dit weer eens eie liefde. Dit is die nederige liefde om dit te doen, omdat jy jou medemens so swaar kry, jou aantrek, en jy sê, maar ek wil graag alles in my vermoë doen om hierdie mense te help nie, sonder beloning. Die beloning is 'n bysaak. Die hoogste beloning wat jy en ek kan ontvang is die wedergeboorte van die Gees. Maar as ons liefde begin doen vir die beloning, dan is ons weer besig met eie liefde. So dit moet vanuit ons harte kom, moet ons onsself voor Vader sit en skoon kom, en reg kom, dat ons hom kan innooi. Dis net soos jou eie huis. As jy nou hoor, hier kom 'n belangrike persoon vir julle kuier, dan spring die vrou en die kinders in, hulle maak skoon, en hulle kry al die goed in orde, en vee uit, en maak reg vir die gas wat inkom. Nou, ons het 'n gas, baie hoër, as die hoogste koning op aarde, wat jy aan kan dink, of president. Ek wil, hy is die koning van die heelal, en hy wil in jou huis kom woon, jou huis is jou hart. So hoe kan jy dan alle ander bose emosies en bose gedagtes nog koester, nog mense teenoor hulle in haat en afguns en wrevel teen hulle optree? En onthou hier waar ons op hierdie plaas werk ons met baie mense. Kom ons sê, ons het interaksie met, party van ons mense met 200-300 mense. En as daar een is, wat jy minag, een wat jy soos, ek weet nie wat, behandel nie, dan is al jou ander werke, al jou goeie werke wat jy doen, wat Vader sien, jy doen dit, en jy doen dit dalk ook omdat jy dit wil doen, maar jy kan dit met een persoon nie reg kry nie. Dan is al jou werk op hierdie plek te vergeefs. Want hy sê, sover julle dit aan die geringste van my nie gedoen het nie. Dit is versorging, kos, water, uit die tronk uithaal van leuns en valsheid. As ons dit vir een nie gedoen nie, dan is dit aan hom gedoen. So dink daaraan as jy weer 'n persoon het wat jy nie meer kan versoen nie, en sê nee, hierdie ou is buite die limits. Ek gaan hom, hy is nou een persoon, of sy is een persoon wat ek nie gaan lief hê nie. Ek gaan in my hart, gaan ek my afsluit vir hierdie persoon. Dan beskou Vader dit asof jy afgesluit het vir al die ander mense ook. Al doen jy verder goed aan hulle. Hy sê, as daar nog iets tussen jou en jou broer is, gaan, sit jou goed neer, en gaan versoen jou met jou broer. Dan sê hy, doen dit gou, sodat
die wortel van kwaad nie dieper en dieper groei nie. Jy weet nie eers, daai ou het, jy hoor by ander mense, maar hierdie persoon het iets teen my. Dan moet jy dadelik alles neersit en gaan regmaak en sê, wat is dit? Wat het ek aan jou gedoen dat jy 'n probleem met my het? As jy jou kant gebring het en daai persoon het nog steeds 'n probleem met jou, dan het jy jou kant reg by Vader. Hy sal dan verantwoording doen vir sy kant. En dit is hoe ons moet werk. Hy sê, wees gou goed teenoor jou broer. En dit is baie keer goed wat ons nalaat. Ons laat jare verbygaan. En dan loop ons al daai tyd met hierdie verbittering. En ongelukkig, verbittering het 'n wortel wat al hoe dieper gaan. En dit raak naderhand baie moeilik om daai wortel uit te trek. Ons gaan nou verder wat Raphael sê, hy noem dit hinderpale vir die vervulling van die beloftes. Wat se hinderpale is daar dat ons nie die goddelike beloftes wat Joshua gegee het, waar hy sê, julle sal in staat wees om nie dieselfde dinge as ek te doen nie, hy sê groter dinge as wat ek gedoen het. Hoofstuk 2:4-3, Raphael, die engel van Vader sê, aan my kom nog dank, nog eer toe, maar alles aan die Meester. Dis nou na hulle hom gedank het vir daai mooi lering. Dit is egter goed, dat julle dit met die regte lewenserns verstaan het. Die middel sal julle altyd vir elkeen kan uitreik wat kom en sê, vriend, ek het wel alles tot nou toe gedoen, en glo wat jy my geleer het, maar van die beloofde uitwerking, het daar tot op hede nog geen enkele ding gebeur nie. Wat moet ek dan nog meer doen? Ek het die goeie ou leer van my vadere verlaat, waarin ek heel dikwels alle troos, die beste raad en die nodige hulp in allerlei nood gevind het, en hierdie nuwe leer laat my saam met my buurman in die koue staan. Geen versoek word ook maar verhoor nie, en geen duistere twyfel word verlig nie. Waar is die glansryke Elohim God van jou, namens wie jy vir ons alle voorregte en ander wonderbaarlike dinge beloof het? Julle sal hom dan eenvoudig so kan antwoord. Vriend, dit lê nie by die leer nie, maar by jou onbegrip. Jy het die leer wel met jou verstand opgeneem, en ook probeer jy jouself streng daarby te hou, en toe wag jy op die goedgunstige vervulling van die belofte. Jy doen egter maar net goed volgens die leer van wie die belofte, waaruit jy voordeel verwag, en nie ter wille van die goeie nie. Jy was slegs met jou verstand besig, maar nooit met jou hart nie. Sy, die hart en koud gebly, net soos voor die ontvang van die suiwer goddelike leer. Daarom ontvang jy nog deur die daad, nog deur die dooie en blinde geloof, die vervulling van die beloftes wat aan jou beloof was. Baie duidelik uiteengesit, jy doen dit nie vanweë die goeie nie, jy doen dit vanweë die beloftes wat vir jou gegee was. Die beloftes van die ewige lewe is groot beloftes. Belofte van die wedergeboorte of eenwording met Joshua is groot beloftes. Maar selfs dit is nie geskik om jou fokus te wees van naaste liefde nie. Naaste liefde moet uit die hart uitkom, daardie ander beweegredes is vanuit jou verstand uit. Die oomblik wanneer jy voordeel soek, aardse of geestelike voordeel, dan is dit die verstand wat werk. En die verstand is nie in staat om liefde op te neem as die hart nie verbind is met die liefde nie. Skud jou hart nou wakker. Doen alles wat jy doen vanuit die ware lewensgrond. Het Elohim bo alles lief, ter wille van homself, en so ook jou naaste. Dit is iets wat ons elkeen moet doen. Ons moet ons hart wakker skud. En dit doen jy deur baie innerlike beskouing van jouself. Maar jy moet nie skaam wees om in jouself te gaan en jou foute te soek nie.
en dan vir Vader te vra om dit reg te maak, jou te versterk, om so 'n liefdevolle hart te kan ontwikkel. Want 'n liefdevolle hart is nie sommer iets wat net kom nie. Jy moet smeek daarvoor, en jy moet die pad begin reg loop, waar jy voorheen dan nou met jou verstand uit mense gehelp het, kry in jou hart 'n ander gesindheid teenoor hierdie persoon voor jou. Of dit nou 'n bedelaar is, en of dit enige ander mens is wat hulp nodig het, kry in jou hart 'n liefde vir daai persoon, en help dan vanuit die liefde. Help nie ons sê almal, ja, ons doen al die vaders goed hier nie, en dit bring ons almal in die hemel, en ons gaan almal die wedergeboorte kry. Dit is so dat ons nie hier op die plaas alleen werk nie, ons werk ook saam as 'n span, en as die span nie gedig teen die sonde staan nie, dan het die span 'n probleem, en dan begin ons in onsself, opmerk, maar hier begin van die voordele van Philadelphia Ark begin nou minder word, en ons kry goed wat ons nooit gehad het nie teenstaan. Ons moet besef dat elke een van ons wat werk in sy wingerd, as ons daar buite gaan, onthou ons werk in sy wingerd, al maak ons 'n toilet skoon, of ons met 'n pot skrob, of wat ook al, dis vir die goeie van almal. Maar as ons hart nie reg is met die werk wat ons doen nie, dan affekteer dit die hele groep ook, want ons is almal een in die gees. So kom ons kyk wat ons doen, en ons kom in die hart. Doen uit lewensoortuiging die goeie, ter wille van die goeie, en laat jou geloof of wat jy doen geen aanleiding wees om te vra of die vervulling van die belofte nou wel sal kom of nie. Want die vervulling is 'n gevolg van dit wat jy lewend in jou hart glo en voel, en uit vurige liefdesdrang doen. Baie belangrik, ek lees hom weer, want die vervulling, dit is nou van die beloftes, is 'n gevolg van dit wat jy lewend in jou hart glo en voel, en uit vurige liefdesdrang doen. Nie omdat dit 'n verpligting is nie, nie omdat oom Dirk my sien nie, nie omdat niks rede behalwe die liefdesdrang in jou hart, al is dit 'n goeie werk wat jy nou moet doen. Want daar is die belofte, as jy getrou is in die geringe en in die kleinste, sal hy ons aanstel oor die grotere dinge. So, as jy dan nou op hierdie plaas die kleinste ou jobbie kry, doen dit goed, wees tevrede, want hy kyk na jou, en kyk wat jy met hierdie werk doen. Of dit nou, wat se werk ook al is, of in jou gesin, jy as man, jou gesin is jou kleinste wat aan jou toevertrou word, is jou vrou en jou kinders. En as jy in hulle getrou is, dan sal hy jou vat en hy sal jou oor 'n volk of oor 'n gemeente getrou aanstel. Maar as jy nie getrou kan wees in hierdie klein bietjie wat vir jou gegee is nie, is dit mos logies dat hy jou nie kan gebruik vir die grotere. So elke man moet 'n priester in sy huis wees, waarna sy vrou kan opsien. En dieselfde geld vir die vrou. Sy moet in haar orde posisie, moet sy getrou wees. En dan kan Vader ons vir groter dinge gebruik. Maar as jy 'n Isebel is in jou huis, en jy het in gebied jou man, en jy's hard op jou kinders, jy regte ou feminis, wat kan Vader met die vrou maak in sy orde? Hy kan haar nie laat voorgaan met lesings of iets nie, met prediking nie. Hy kan haar nie eers gebruik om 'n voorbeeld te wees vir ander vrouens nie. Want daar is niks so sterk soos 'n Isebel gees wat in jou plek inkom om vrouens te vernietig nie. Dit is soos 'n veldbrand. Dit vernietig alles. So die orde wat Vader daar sit, is dat ons die liefde moet doen ter wille van die goeie, nie ter wille van beloftes nie.
Maar soos wat jy tot op hede geglo en gedoen het, lyk jy soos 'n mens wat in sy droom geploeg en gesaai het, en daarna in wakende toestand wou oes, maar geen akker en geen vrug gevind het nie. Dis vir my so 'n mooi voorbeeld. Die kennis, geloof en handeling van die mense verstand is 'n ydelle droom en besit geen waarde vir die lewe nie. Die mens moet alles in sy hart opneem. Daarin bevind die lewe hom. Wat hy in sy hart saai, sal opgroei en die beloofde vrugte dra. Wie nie weet om sy lewe so te reël of te reguleer nie, en ook in geloof en denke selfsugtig is, sal nooit die vervulling van die belofte sien nie, want hierdie is die vrug van die dade van die hart. As julle diegene wat julle van die belofte sal vra, hoekom die vervulling nie gekom het soos beloof nie, en hom so sal antwoord, sal hy julle wel met rus laat, en homself gaan inspan, om in sy hart waaragtig tot dade te kom. Nou mense is nooit geleer nie op skool en ook nie deur ander instansies dat die hart is 'n orgaan wat 'n verstandelike vermoë het wat 5000 keer sterker as die verstandelike vermoë van die brein. En wetenskaplikes het dit bevind met masjiene en apparate wat hulle die uitstralings getoets het in die hart. So alle gedagtes wat jy en ek koester en alles wat uit die gedagte voorkom, woorde en dade, moet in die hart verbind wees met die gees. Of jy nou in 'n argitekse geval hierdie groot, kom ons sê 80 verdieping gebou in jouself begin sien. Eers is daai gebou in jou hart, en dan later is dit op papier, en dan word dit aangebied vir bouers en kontrakteurs, en uiteindelik staan hy. Maar eintlik het daai gebou in jou hart ontstaan. En so is dit met elke taak, hoe klein of hoe groot wat ons vandag voor ons het. Ons moet daardie taak moet in ons hart ontstaan, want dan sal dit die beste manier wees waarop jy daai taak sal uitvoer. As dit net in die verstand is, gaan jy sê, ja, oké, ek gaan dit nou die goedkoopste moontlik probeer om die meeste geld te maak, of wat ook al jou ander motivering is. Maar so moet ons nie wees nie. As hy so ver gekom het, om nou en om te ondersoek, sal dit vir homself wel sigbaar word, dat die belofte van die leer van Elohim nie ydel en inhoudsloos is nie. Gaan hy egter aan om alleen maar sy verstand te raadpleeg en daarvolgens te handel, dan sal hy dit aan homself te danke hê, as hy gedurende sy hele aardse lewe geen vervulling van die gedane belofte sal bereik nie, en ook in die hiernamaals heel wat moeiliker. Sê eers of julle dit alles werklik vanuit die lewensgrond verstaan. Nou sê Philippold uiteindelik ook weer, o hemelse vriend, wie sal dit nou nie kan verstaan nie? Wie soos jy alleen nog in sy hart leef, dink en voel, verstaan alle lewensaangeleenthede van die hart baie goed en duidelik. Wie egter slegs in sy harsings leef, dink en voel, vind die lewensaangeleenthede sonder meer tog al belaglik en sonder betekenis. Hierdie saak is nou baie verstaanbaar en duidelik afgehandel, en ek merk dit het in die ooste begin te skemer, en die môrester staan al behoorlik hoog. Daarom vind ek dat ons nou oor iets anders moet begin praat. Voor ons oorgaan in die volgende hoofstuk, dit is 'n ontsettende belangrike les wat ons hieruit leer. En ons as dogter van Sion, nog min mense hoor wat by ons was van die begin af, van 1992 af. Van 1992 tot 2006 was ons baie besig met die Vader se goed.
Ons het baie van die woord uitgestuur, boeke laat druk, tydskrifte gehad wat elke maand uitgekom het, waarin net geestelike sake behandel en gedebatteer is. Maar Vader het in 2006 baie hard op ons gedruk en gesê, maar julle is eintlik glad nie besig in die liefde nie. Omdat ons nie by ons mense uitkom nie. Hier en daar sal jy 'n man teekom wat kom om 'n boek te koop en jy kan met hom praat. Maar ons het nie werklik die naaste liefde op die grond, het ons nie gedoen nie. En toe het Vader vir ons opgewek in ons harte, en ons het dadelik gevoel dat dit moet gedoen word, en ons het begin kos uitdeel in die arm dele van Pretoria. Dit het begin met 'n bakkie wat elke dag of elke tweede dag Brits toe is, en ons het hom vol brood gelaai by die bakkery. Party was nog vars warm brode wat nie reg gereis het nie, ander was brode wat nog so 2 of 3 dae lewe oor het wat teruggekom het. En so het ons begin met 'n projek wat ons genoem het Brood vir my broer, en ons het dit gaan uitdeel. En so het ons talle mense begin ontmoet. Mense wat op die strate gebly het, gekom het en kom staan het by die bakkie net vir 'n brood. En later het dit toe, ons het by supermarkte reggekom en kon dit toe allerhande pakkies kos wees wat ons kon uitdeel. En toe kom ons agter, maar as ons voortgaan daar binne in hierdie plekke wat toe nou al toegeloop is met swartes, Nigeriër, dwelmhandelaars, prostitusie, al hierdie ander ewels was oral op die straathoeke. En ons kon nie enige geestelike vrugte pluk by hierdie mense nie. Hulle het wel die kos met baie dankbaarheid aanvaar, maar die aanslag van Satan was te erg op hulle. Onthou wanneer jy goed soos hierdie Nigeriese dwelmhandelaars het en voorvader gees aanbidders wat om jou bly. Daai geeste is nie beperk tot die grense, die drade van die plek waar hulle is nie, hulle gaan oor. En hulle vul jou huis en snaakse begeertes wat nooit in julle gesin was nie, begin nou skielik vorm kry. Jou dogter begin dwelms gebruik. Nou is sy prostituut. Dit is wat ons gesien het daar. En toe Vader gesê, maar jy het mos 'n stuk grond, bring hulle hiernatoe. En toe het ons dit gedoen. En vanuit die harte het ons toe nou geleer wat dit beteken om hierdie opdrag na te kom. En dit is toe die vervulling van die beloftes eers begin plaasvind, waar ons werklike genesings begin ervaar het wanneer ons bid vir mense. Wonderbaarlike genesings, al vat dit 'n bietjie tyd. En uitdrywing van bose geeste. Al hierdie dinge het begin sigbaar word as die beloftes. Maar daar is vele ander beloftes. Dis beloftes wat in jou plaasvind. Jy word sagter, jy word nederiger, sagmoediger, meer geduld. Want dit is wat om met mense te werk jou leer, is geduld. Ek kom uit 'n bedryf uit waar daar geen tyd was vir geduld nie. As jy in konstruksie is daar nie geduld nie. Daar is net tyd en geld. Dis al wat tel. Jy veg teen tyd en jy probeer so min as moontlik geld uitgee en soveel as moontlik maak. Dis waaroor dit gaan. Maar dit moet dan heeltemal verander. En dit kan eers in jou hart verander voor dit na buite toe verander. So, dis nie 'n maklike pad nie. Elke mens kan sy pad terugkyk en sien, waar is hy nog op die pad? Het hy al gedraai, of is hy nog selfsugtig? Die woord wat hy hierbo gebruik, dan is jy selfsugtig. Ons gaan aan. Hoofstuk 244, die vrye wil van 'n engel. Hoe werk dit met 'n engel? Morel sê, dit sou altyd heerlik goed en mooi gewees het. As jy maar iets daaroor geweet het, wat sou jy daarvan dink? As ons goeie, hemelse vriend ons iets kan vertel oor die môrester. Môrester, sover ek weet, is Venus. Want as ons leraars word van die lewende werk van Elohim, kan ons nooit te veel van alle moontlike dinge weet nie. Want ons sal te doen kry met allerlei soorte mense, wat alles vir ons sal vra. As ons nie in staat sal wees om voldoende duidelikheid aan hulle te gee nie.
sal hulle by ons weggaan en ons bespot en verag. Maar as hulle alles voldoende sal kan uitlê, as ons hulle alles voldoende kan uitlê, sal hulle daarna ook na ander dinge luister en ons evangelie aanneem. Philippot, wat sal jy iemand antwoord wat jou sou gevra het wat die morgenster nou presies was? Nou sê Philippot, vriend, dan sou ek hom daarop wys dat hy dit self en deur eie waarneming te wete kan kom, as hy sy lewe sal inrig volgens die hemelse verlossingsleer. So die verlossingsleer van liefde vir Vader en liefde vir die naaste met daadwerklike dade. Dit is die antwoord. Doen hy dit egter nie, dan help al my uitleg hom ook nie, omdat hy homself nie van dit alles kon oortuig nie. Niemand is trouwens met die blinde geloof gediend nie. Vandag glo hy dit, maar môre kom hy iemand teë wat hom meer oortuig, en dan glo hy dat, slegs op sy woord, natuurlik met weinig nut vir sy lewe, soos toe hy die dag tevore vir ons geglo het. En daarom moet ons alles wat ons glo, moet ons in ons harte verseker kry. En dit beteken dat jy by Vader moet vra of dit wat jy nou hoor, by Piet of Koos of by wie of hier by ons, of dit wel die waarheid is. En as jy die gees van waarheid begeer, sal hy ook vir jou baie duidelik antwoord in jou hart dat dit die waarheid is. Baie kerke verwag net van jou om te glo. En die oomblik as jy begin vra, hoekom dit, hoekom dat, want ons kry dit nie in die Bybel nie, hoekom glo julle daaraan? Dan word hulle vir jou kwaad. En hulle wil nie vir jou verduidelik nie. En dis verkeerd, jy moet weet as jy by so 'n plek is, waar mense jou nie kan verduidelik nie, dan is jy nie by die regte plek nie. Want geloof sonder waarheid is ongeloof. Dan word jy beskou as 'n ongelowige al sit jy in die grootste Christelike kerk in hierdie land. Dit maak nie saak nie. Vader wil hê dat jou hart hom moet innooi en dat jy met hom moet kommunikeer. Die mens moet daarom so ver gebring word, dat hy die wese van die naby dinge en ook van die ver dinge in homself kan sien, homself daarvan bewus maak en dit dan in die lewende lig van so innerlike bewussyn bekyk. As hy dit so ver gebring het, wat werklik nie onmoontlik is nie, het hy geen onderrig van ons meer daaroor nodig nie. Na my mening doen ons genoeg as ons die mens die enigste ware en duidelike lewensweg laat sien. Al die ander sal dan wel van self kom, soos ook ons hemelse vriend dit so mooi aangetoon het, dat 'n mens in 'n sekere sin slegs die regte vrug in 'n akker hoef te lê, waarop dit dan uit homself voortbring en tot wasdom kom. Maar vir onsself en vir ons bemoediging kan die hemelse bode ons net so goed die oë open vir die sien van die morgenster, soos wat hy destyds deur die gal van 'n vis die ou Tobias se oë geopen het. Want hy blyk my dieselfde Raphael te wees, wat eens die jong Tobias begelei het. Nou as jy nie die Bybel gelees het tot nou toe, sal jy nie weet waarvan hierdie ou nou praat nie. Maar omdat meeste van ons wat hier sit, die boek van herinnering besit, hoop ek, ons lees hom, ken ons die verhaal, daar's 'n boek met die naam van Tobias. En hier haal hierdie man nou aan uit daai boek uit, wat dan vir ons bewys, dat die boek was beskikbaar 2000 jaar gelede, in Joshua se tyd. Maar die Bybelvertalers van keiser Konstantijn het die boek as deuterokanoniek beskou, of ander woord ook apokryf. Dit beteken hy is nie goed genoeg nie. En hulle het dit verwerp, terwyl dit 'n wonderlike boek is, wat eintlik, waar die jong Tobias, wat met Sarah, hy gaan haal haar en hy tree met haar in die huwelik, eintlik 'n
'n absolute teebeeld verhaal, simboliese verhaal is van Yeshua wat sy bruid gaan haal. Dis 'n baie mooi boek, lees hom gerus. Nou sê Mattheel, jy sou op die beste gelyk kan hê. Die name is dieselfde en die wysheid eweens. En in die geval van is ons hemelse vriend 'n egte oogarts en kan hy ons die môrester beter van naderby belig as hy wil en mag. Want by hom hang alles baie sterk af van die wil van die meester. Self het hy geen eie wil, soos wat ons volkome ons eie en vrye wil het nie. Dis nou 'n opmerking wat die man maak, nou sê Raphael, is nie heeltemal so nie. Vers 6, hy merkte op, jy het baie mooi gepraat, maar uit die aard van die saak is my wil ook nie so gebonde soos wat jy dink nie. Ek is ook 'n houer en nie net 'n suiwer uitstraling van die goddelike wil nie. Ek voel baie goed wat ek wil en daarna wat die meester wil. Ek neem die wil van die meester egter makliker, duideliker en vinniger waar as julle mense. En dan maak ek my wil met die snelheid van 'n gedagte, heeltemal ondergeskik aan die wil van die meester. En daardeur kan ek dan ewe goed gesien word as 'n suiwer uitstraling van die goddelike wil. Ondanks dit het ek tog heeltemal 'n vrye wil en ek sou net soos 'n mens teen die wil van die meester kon handel. Dit is egter tog nie moontlik nie, omdat ek die wysheid in so groot mate besit, dat ek self lig is uit die goddelike oerlig, te veel die ewige onveranderlike regverdigheid van die goddelike wil, soos die allerhoogste lewensgoed van alle mense, engele en wêrelde erken, en daarom uit eie oortuiging slegs die duidelik erkende goddelike wil tot uitvoering sal bring, en dan myne altyd volkome ondergeskik sal maak aan die goddelike wil van die meester. En hier kry ons weer 'n versteekte parel in hierdie land van Yeshua, is hoe werk dit met 'n engel? So baie mense vertel ons van engele, as jy op YouTube gaan en as jy op TikTok en al hierdie goed, dat is altyd goed van engele, dit werk. Vergeet daai goed, hier is die antwoord, dis hoe 'n engel werk, wat vir Vader werk. As jy daar op die bord kyk, is die tweede vlammetjie daar, is die wysheid. En heel bo, ek dink, jy kan amper nie van hier af lees nie, maar daar is 'n engel se naam, en daar staan, is Raphael. So Raphael is so vol van die wysheid self wat hy het, dat hy niks anders te meer wil of kan doen as om net in die wil van die Vader op te gaan nie. Hy sal dit nooit ooit eers daaraan dink om teen Vader se wil te gaan nie. Dit kom nie eens by hom op nie. Maar daar was nog 'n engel voor hom geskape, bo hom, naamlik Lucifer. En omdat dit moontlik was, het hy homself teen Vader gedraai, self verhef en teen die hele goddelike orde gegaan. Hy was die engel van die lig. So dis moontlik vir engele om uit die orde te val. Maar nou, met hierdie ou wat so sterk is, hy's een van die 7 aardsengele, is dit eintlik onmoontlik. Alhoewel die potensiaal bestaan dat hy dit kan doen. Maar by ons mense is dit nou nog minder vas, want ons het nou nog hierdie hele trek van hierdie vleeslike liggaam, wat allerhande goed van ons vra, wat teen die orde van Vader is. En dan moet ons opstaan, en ons moet daar teen optree. Die liggaam wil dit hê, maar die Gees sê nee, as jy nou hierdie ding opoffer, kan jy daai geldjie gebruik, en daar's mense wat vanaand nie kos het nie. Gaan gee dit vir hulle. Nou ja, dis die stryd. By 'n engel is daar nou nie 'n stryd van die vlees nie. Ons lees die laaste paragraaf. As julle dus wil dat ek vir julle die môrester moet onthul, wat die heidene Venus noem, kan ek dit volgens my eie wil wel doen, as die wil van die meester nie daarteen is nie. Sou dit egter die geval wees, dan sal ek julle verseker geen uitleg gee nie.
Wat ek vir julle sê, is dus afkomstig vanuit my kennis en wysheid, wat egter natuurlik niks anders te kan doen as die goddelike nie, omdat die goddelike wil altyd maar net deur my gloei, wat my laat handel en praat. As julle dus die môrester na aard en werklikheid wou ken, sal ek julle wel die plesier aandoen en haar deur julle laat sien. Al drie sê, doen dit, lieflike hemelse vriend. Einde van die hoofstuk. Hele paar lesse vir ons hierin vanmôre, oor hoe ons moet optree, en hoe jy jou geloof moet uitlewe, terwille van die goeie en nie terwille van die beloftes nie. En dan ook het hy ons nou 'n bietjie meer oor die aard van 'n engel gegee. Môre sal ons kyk wat is aan die gang met hierdie planeet. En weer eens, hierdie kennis, soos nou oor hierdie planete, het nie veel te doen met jou en my verlossing nie. Maar dit is kennis wat ons opdoen oor dinge wat op ander plekke plaasvind, wat ons nooit ooit deur die kerke of deur ons onderwysers gesê daar bestaan lewe nie. Maar by ons, by Dogter van Sion, is dit nou al so algemeen dat ons weet dat die hele heelal bevolk is deur verskillende forme van engele en mense, afhangende van die doel van die planeet. Elke planeet het 'n doel. En dan kom siele wat probleme het met daai uitoefening van die doel, dan kom hulle op daai planeet te lande. En dan word hulle daar deur die leerskole gesit. En baie van die leerskole is nie aangenaam nie. Vader het al vir ons in diktate van hierdie leerskole, waar byvoorbeeld alkoholiste kom, dit is glad nie lekker nie. Want jy gaan oor aan die ander kant toe nog steeds met daai aardse begeerte. En nou moet dit in jou geblok word. En nou moet jy 'n tyd in die voorportaal deurbring, of in die tydelike opleidingsplek, waar jy andersins, as jy dit kon oorwin op aarde, kon jy nou direk in die hemelse sfere beland het. Maar hy kan jou nie invat wanneer daar nog tekorte is nie. Maar hy help. Maar die hulp is nie altyd pynloos nie. Daar is verskillende soorte van hulp. En vir die ergste sondaars is dit ook dan die ergste pyn wat jy moet deurgaan. Soos ons noem wat met mense wat met dwelms verslaaf is. Ek nou die Afrikaanse woord klink nie vir my heeltemal reg, koue kalkoen nie. Maar ons weet, ja, in Engels is dit cold turkey. Almal weet wat dit is. Jy onttrek onmiddellik dit van die ou af. En dan gaan hy deur geweldige pyne. Maar so kom hy deur dit op die vinnigste manier. So kom ons kyk wat sê hy môre. Ons gaan aan dan met hierdie besigtiging van die planeet. Baie dankie.